Levitikus 25 vers 23 sê, onthou dat die land nooit op 'n permanente basis verkoop mag word nie, want eintlik behoort die land aan my, is God wat hierso praat. Julle is eintlik net vreemdelinge en huurders wat by my bly. Gaan lees bietjie hierdie hoofstuk, want in hierdie hoofstuk word daar so 'n klomp instruksies gegee oor die Sabbatsjaar en die Jubeljaar wat Israel moes onderhou. En een van hierdie instruksies bepaal dat grond wat verkoop is, elke 50 jaar teruggegee word aan die oorspronklike eienaars, soos wat God die grond aanvanklik aan die Israeliete verdeel het, onder die stamme verdeel het, toe hy die land vir hulle gegee het. 'n Familie moet dan teruggaan na die gebied toe wat oorspronklik aan daardie stam gegee is, behalwe dan nou as die mense in 'n stad gaan woon het. Die land het dus as te ware nooit my permanente besitting geraak om mee te maak net wat ek wil nie. Die land het altyd aan God behoort en ek was 'n rentmeester. God sê hierso, julle is eintlik net vreemdelinge en huurders wat by my bly. Hierdie denkwyse is so anders as die een waarmee ons vandag leef, want ons maak by mekaar en ons hou vas aan grond en aan huis, ons eienaardse besittings aan ons toe, ons besigheid, ons, en ons deel moeilik. Daar is geen kans dat iemand wat dalk ergens geval het of fout gemaak het, weer herstel kan word nie, want die wat ryk is, word net ryker, en die wat arm is, word armer. En die vraag is, hoe kan ek vandag die status quo uitdaag van hoe ek oor my geld dink, hoe ek oor my besittings dink, hoe ek meer myself kan belyn met hierdie hart van God, wat ek in hierdie hoofstuk sien. Hoe kan ek laat gaan van die begeerte om te besit, en hoe kan ek ander help, hoe kan ek as 'n rentmeester optree? Kan dit vir my dalk meer gaan oor die feit dat alles eintlik aan God behoort, en selfs my aardse besittings sy doelwitte kan dien? Kom ons bid saam. Vader, help my om anders te dink oor die aardse en die materiële dinge wat in my hande is. U is die eienaar, ek is die rentmeester. Help my daarmee in Jesus naam. Amen. Seën vir jou, mag jy 'n wonderlike dag hê, tot volgende keer.